Goeienaand broers en susters, welkom by Huis van die Here. Dis 'n voorreg en 'n eer om 'n kind van die Here te wees. Ja, dis Saterdag. Ek weet nie eens of mense al rugby speel of wat nie. Maar ja, die Here lewe, die Here is groot. God se liefde is met ons hierdie dag gewees. Sy vreugde is in ons harte. En ons is net dankbaar teenoor die Here. Kom ons sê net dankie vir die Here vir hierdie wonderlike dag wat ons gehad het. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie Here weer vir 'n oomblik wat ons net die naam kan groot maak. Here, die naam uitdra. En my God, ek bid dat die Heilige Gees werklik waar net sal werk in elke broer en suster se harte, hulle kinders se harte, hulle familie se harte. En Heer, laat ons sal kom tot op 'n punt waar ons sal moet besef dat ons sal die keuse moet maak om vir wie te dien, Here. Ek loof en prys en eer die Here in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen en amen en amen. Broers en susters, ja, weer eens baie welkom by Huis van Gebed. Ek is so opgewonde oor die dinge van die Here. 'n Mens wonder altyd so baie van wat moet jy sê, wat moet jy doen, en ek is regtig waar in 'n tweestryd, want daar is so baie wat op my hart lê, wat ek graag wil deel, en dan moet ek die Heilige Gees weer gehoorsaam, want ek meen, dis die belangrikste, dat ek die woord van die Here uitdra, en die woord sê eintlik vir ons, dat weer in die Israelitiese tyd het dit al gebeur, dat jy moet kies of jy afgode gaan aanbid en of jy God aanbid. Die keuse was, vir wie gaan jy aanbid? Vir wie wil jy aanbid? Is ons verlange regtig by die Here? Wil ons regtig ons die Here aanbid soos hy wil hê ons moet hom aanbid? Hulle het gesien hoe God met vuur geantwoord het uit die hemel. Hulle het dit gesien, hulle het dit aanskou. En hulle het neergeval en God aanbid en gesê, werklik waar, God is God. En daai selfe volk het weer afgode gaan aanbid. Hulle het weer hulle kersies aan die brand gaan steek en hulle klipgootjies gaan aanbid. Ja, ek broers en susters, ek weet nie hoeveel mense werklik waar vandag weet van verskoon tog net 'n oomblik dat ek net hierso. Wie van ons het 'n Baal beeldjie in die huis? Daai ou met die groot ore, so groot ronde boepens. En baie mense sê, "Ag, dis net 'n ornamentjie." Dis so 'n mooi ornamentjie wat hier so in die huis staan. Het u geweet dat dit 'n tempel van 'n afgod? Ja, dit is 'n tempel, dit is 'n afbeelding van Baal. Die groot massiewe Baal afgod, dit is 'n afbeelding daarvan. En u bring 'n afgod in die huis in, en dan wonder ons partymal hoekom gaan dit so sleg, en hoekom werk alles nie hoe dit moet werk nie. Want onwetend het ons afgod in ons huis ingebring. En dan sal jy ook sê, ja, maar ek kan bid hom nie. My broers en susters, jy het nie nodig om te aanbid nie. Dit is sy tempel, hy kom in en uit soos hy wil, want dit is sy tempel. So as jy met jou huis uit verwyder, dan verwyder jy mos die gees uit jou huis uit. So dis net so vir interessantheid. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan in die Vader behalwe deur my nie, want Jesus het die volmaakte prys betaal. Hy was op die kruis, hy het presies geweet. Sy laaste woorde was, dis volbring. Wat was volbring? Die hele Ou Testament was volbring gewees. Alles wat teen die mense getel het in die wette van Moses was volbring. Daar was nie uitstaande skuld nie. Daar was nie meer nodig gewees dat ons moes 'n offer gebring het vir ons sondes nie, want Jesus was die volmaakte offer gewees aan die kruis vir ons. Want die wet is deur 'n mens geskryf, Moses.
En die verlossing vir ons in genade het deur Jesus Christus gekom. Hy het die volmaakte prys betaal. So die Ou Testament is verby en die Nuwe Testament is 'n werking gestel. Toe Jesus sterwe, het die Ou Testament gestop. En daar is die Nuwe Testament geskryf in die bloed van Jesus Christus. Nou is ek die weg, die waarheid en die lewe. En alles wat julle die Vader vra, in wie se naam? In Jesus se naam. En die Here gee dit. Hy sê en hy doen dit vir ons. En daar's nie 'n ander weg nie, broers en susters. Ek onthou die tyd toe ons op Katkassasie was. Toe het ons, ek en my maat en een van ons vriendinne, het ons werklik waar ons finale eksamen gekrip in die kerk, om te dink dat jy kan jou weg in die hemel inkrip. Daar is net een weg en dis die Jesus Christus. Hy is al weg. Daar's nie 'n ander pad nie. Daar's nie 'n agterdeur waar jy kan inglip nie. Daar's nie 'n venster waar jy kan deurklim nie. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. En dis net deur hom. My broer en suster, as jy nou vandag wonder, nou maar Ben, wat gaan oor wat nou? Dan wil ek net vir u sê, my broers en susters, ek is nie ou wat lief is van praat oor die hoe jy gedoop nie, want daar is net een doop in die Bybel. Ek het nog nooit in die Bybel gelees van 2 dope nie. Daar is wel die doop van Johannes wat hy jou gedoop het, jy onderdompel het vir die doop van sondes. En toe Jesus gekom, en Jesus sê, laat doop jou in die naam van die Vader en Seun en die Heilige Gees, onderdompeling, want Jesus het uit die water het opgestaan toe Johannes die doper hom gedoop het. En dan in Handelinge sê hy, laat doop jou in die naam van Jesus Christus. En ja, as jy net vir jouself dink vanaand, as jy 'n beker koffie het en jy het 'n ouma se beskuit, 'n lekker boerebeskuit in die hand, en hoe doop jy daai beskuit binne in die koppie? Dis maar net 'n vraag. Jy kan vir jouself dink wat ek vir jou wil sê, ek wil nie reg daar uitbrei nie, maar kyk of daar 'n ander manier is hoe jy daai beskuit gedoop kan kry. En as jy dan daai resep gekry het, laat weet vir my, ek sal graag wil weet, want dis al wat ek weet, jy druk 'n beskuit binne in jou koppie en jy doop hom daar binne in. En ja, prys die Here, laat ons losgemaak is van die wet, laat ons nie nodig het om weer besny te word op die 8ste dag nie, want as dit so was, wat van 'n dogter? Jy kan nie 'n dogter besny nie, maar 'n meiskind kan gedoop word. Ek prys die Here dat 'n babietjie, 'n dogterbabietjie kan ingeseën word, 'n seentjie kan ingeseën word by die Here. En nog dieselfde hang nog van ons as ouers af, dat ons daai kinders sal grootmaak volgens die weë van die Here. Dit is nog steeds dieselfde wet wat op ons harte is, dat ons daai kinders in die huis van die Here sal grootmaak, maar laat dit op die regte manier gebeur. My broers en susters, daar is nie 'n Vader Christus nie, daar is nie 'n rooi kappie nie, daar is nie 'n liewe heksie nie, daar bestaan net nie sulke goed nie. Kom ons leer die kinders van kleins af. Ek en Karen praat net, ek sê van, weet jy wat, die taal wat jy in jou huis praat, dis die taal wat jou kinders praat. Wat se taal praat jy ben? Ek praat Afrikaans in my huis, maar ek onthou baie jare terug, het my jongste dogter op 'n swaai geswem, en ek verbeel my, dat hierdie kind in tale praat. Ek praat nie vandag oor tale nie, maar ek verbeel my, en na 'n ruk besef ek toe maar, ja, en ek vind toe uit, daai tyd was ek jonk in die Here, en ek doen toe navraag, en ek vra vir Kobus, jong, iets snaaks het gebeur vandag, dat my meisiekind, my jongste, terwyl sy by swaai was, kon ek hoor hoe die kind in tale praat.
En vir my was dit net nie moontlik nie, want hoe kan 'n kind in tale praat? En sy antwoord aan my was, wat nog steeds vandag in my hart is. Wat se taal praat jy in jou huis? Ja, ek praat Afrikaans. Hoeveel maal praat jy dalk in die gees in die huis? Het jy jouself daaraan afgevra, hoeveel maal praat ek in die gees in die huis? Sodat my kinders kan hoor dat hulle pa of hulle ma praat in die gees. Praat in die hemelse taal wat God in hulle harte gelê het. Dis ook 'n taal, my broers en susters. Dis 'n taal wat hulle aanleer by hulle ouers. As daar gevloek en geskel word in die huis, dan hoor die kinders dit ook. So as hulle vloek en skel, kan jy hulle nie kwaadlik neem, want dis die taal wat in die huis gebruik word. So ek wil met u praat vandag, waar staan ons met die Here? Waar staan ons vandag? Staan ons in die wêreld of staan ons by die Here op watse pad is ons? Ons kan nie op die pad van die wêreld wees en lewe soos die wêreld en Sondag wil ons in die kerk sit en dan is ons op die pad van die Here nie. Watse taal praat ons kinders vandag? Het jy al gaan luister? Het jy al die kinders gevra, watse taal praat hulle? As hulle Afrikaans of Engels praat? Dis ons moederstaal. Maar praat hulle ook in 'n hemelse taal? Praat u dalk in 'n hemelse taal, of praat u net in die hemelse taal as jy in die kerk kom? Paulus sê, ek bid dat jy almal soveel in tale kan praat soos wat ek in tale praat, want hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Dis wat die woord sê. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar is beter om te profeteer in die gemeente, want dan kan almal verstaan. Maar hy wat in 'n taal spreek, spreek verborgenheid tussen hom en God. Dis wat die woord sê. En as jy met my saamstem nie, dit staan in die Bybel, lees dit. En dan sê jy vir my, ek praat nie van Handelinge 2 nie, broers en susters. Handelinge 2 praat van, en hulle het in hulle moederstaal gehoor wat die apostels vir hulle gesê het. Want as jy gedoop is met die Heilige Gees, sê hy, is jy gevul met krag. Dis wat die woord sê. Want as die Heilige Gees oor jou kom, sal jy in krag wees. Spreek in tale is 'n gawe. Dis 'n gawe van God. Dis nie van die mense gebruik Handelinge 2 om te sê, dis wat die Pinkster mense gebruik Handelinge 2, hulle praat in tale nie. Van my broers en susters, as jy kan lees en jy het verstand dat die Here ons gegee het, dan sal jy verstaan dat Handelinge 2 sê, en almal wat ingekom het was mense wat kom aanbid het. En hulle het in verskillende landstreke afgekom, so hulle het verskillende tale gepraat. En hulle elkeen sê, hoe is dit dan moontlik dat ons hulle hoor spreek in ons moedertaal? Dis die tale spreek nie. Dit was hoe God in elke apostel deur hulle tale gespreek het. Maar dan kom dit in 2 Korintiërs waar jy kan gaan lees, waar hy sê, hy wat in 'n taal spreek verborgenheid tussen jouself en God in die hemel. En dis waar Paulus sê, ek wens julle almal kan praat, soveel keer soos ek praat in tale, want hy wat in 'n taal spreek, stig homself, my broers en susters. So, dis 'n gawe van die Here, dit is nie Handelinge 2 nie, Handelinge 2 sê, jy sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. Dis wat Handelinge 2 oor gaan. So, daar is soveel mense wat dink dat Pinkster gebruik Handelinge 2 om te sê, hulle praat in tale uit Handelinge 2. Nee, dis nie wat dit is nie. Die woord sê, jy sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. En in 2 Korintiërs sê hy, en hy wat spreek in 'n taal, spreek verborgenheid tot God. So dis 2 verskillende goed, my broers. So ek prys die Here daarvoor, en mag hierdie woord vandag in die harte wees, en mag u kinders ook die taal wat u leer, hulle leer. Die taal wat u spreek in die huis, mag hulle hoor wat spreek u. En as u vloek en skel in die huis, en hulle doen dit, kan jy hulle nie kwaadlik neem nie, want dis wat u doen.
En in my huis, ek spreek die naam van die Here, ek loof God en ek prys die Here en ek praat in tale, ek bid in tale en ja, want hy sê die Gees van God tree in as ons nie meer woorde het om te spreek nie, met onuitspreekbare sigtinge en steninge, nie eens in tale nie, in sigtinge en steninge tree die Heilige Gees vir ons in by God die Vader. So my broers en susters, daar so baie dinge. Kom ons maak ons hart oop vir die Here en sê Here, leer my die woord. Laat die Heilige Gees werklik waar in my hart kom en my hart openbaar, laat ek verstaan wat ek lees. Laat ek nie net luister wat ander mense sê nie, maar laat ek sal weet, dit is die woord van die Here. Handelinge 2 kom en hy sê julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Wat se krag? Sodat ons kan staande bly teen die aanslagte van die vyand. Dis hoekom die Here vir ons toerus met die Heilige Gees, sodat ons kan staande bly teen die aanslagte van die vyand, my broers en susters. Daar het u die antwoord wat Handelinge 2 is. En ek prys die Here, ek is dankbaar, ek is opgewonde, ek is bly het ingeskakel by 'n huis van gebed. En ek sal, soos die Here dit op my hart lê, want ek steun die instrument, die Heilige Gees is die spreker, en ek is so dankbaar om vir u vandag te sê, kom ons maak 'n keuse. Kom ons besluit vandag vir wie wil ons werklik waar lewe. Lewe ons vir die Here, is ons lewe werklik waar vir die Here, of is ons net 'n Sondag Christen? En wat sê jy? Presies wat ek vir u vra vanaand. Lewe u vir die Here 7 dae 'n week, elke dag van jou lewe? Is dit moontlik? Ja, dit is moontlik. Maar ons struikel ook. Maar deur die genade van die Here kan ons vanaand vra, Here, vergewe my as ek geval het vandag. Vergewe my God. En as ek iets gesê het teen iemand, Here, ek vergewe daai persoon en ek spreek hom vry. Ek breek daai band as daai persoon iets teen my gesê het. En Here, vergewe my as ek iets teenoor iemand gesê het. Here, vergewe my. Laat die son nie sak vanaand. En daar's iets wat ek weet in my hart dat ek moet regmaak met die Here nie. My broers en susters, daar is niks lekkerder as om vir die Here te lewe nie. En om die woord van God te bestudeer. En om te lees wat staan in die woord. En die Heilige Gees te vra, Here, openbaar dit in my hart, wat sê u? Nou weet u wat staan in Handelinge 2. En moenie laat mense weer vir u sê, Handelinge 2 is hulle wat in tale praat nie. Want as jy mooi gaan lees wat daar staan, dan is dit in hulle moederstale wat gepraat is. Handelinge 2 sê, en julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. So die 120 wat in die boventrek gesit het, is met krag gevul. En dis wat met ons gebeur as ons harte vir die Here gee, dan word ons met krag gevul. En die gawes kom soos wat ons groei in die Here. Prys die Here, ek is so dankbaar om te weet dat soos ek die Here dien, so gee God vir my gawes. En my broers en susters, mag die Here u seën. Dit is 'n Saterdag aand, môre Sondag, mag ons huis opgaan na die huis van die Here toe, met 'n opwagting, met 'n verlange, om te sê, Here, seën my môre, maak vir my 'n instrument, gebruik vir my. Ek wil bruikbaar wees vir die Here. Ek wil nie net 'n bank warm sit nie. Ek wil daar wees omdat ek God lief het en om net instrument in die hande van die Here te wees. Laat die Here deur my spreek en laat ons net die Here se naam groot maak. En kom ons dien God, want Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. En Jesus het vir ons die volmaakte prys betaal op die kruis, sodat ons nie nodig het om terug te gaan woestyn toe vir 40 jaar, en om te gaan suffer in die woestyn, om te gaan leer wie is God nie. Nee, ons ken God deur die genade van Jesus Christus. Halleluja, wat die voorhangsel het geskeur, en nou het ons toegang in die allerheiligste van God die Vader in die hemel, deur die genade van Jesus Christus, my broers en susters, in die allerheiligste. Ons staan vandag voor God, as jy die Here aanbid,
in die allerheiligste. Amen. Prys die Here. Kom ons bid saam, broers en susters. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord. Dankie Here, dat die mense nie nou mekaar aanval, of Here, as hulle my aanval deur dit wat ek nou gesê het, dis wat u woord sê, dis wat u Gees sê, en Here, daar is nie ander woorde nie, u sê, spreek die waarheid, en die waarheid maak jou vry, en Here, dankie dat ek nie nodig het om valslike dinge te spreek nie. Daar is soveel mense wat 7 jaar geswat het, om die woord van die Here te verkondig, en Here, dan nog steeds dan gebruik hulle Handelinge 2, om vir te sê, Pinkstermense gebruik dit as spreek van tale, maar Here, u Handelinge 2 is, en hulle is vervul met die krag van die Heilige Gees, en ek dank u daarvoor, Here, dat u ons harte oopmaak, Here, laat u in ons harte woon, die Heilige Gees woon in ons, en ek sê vir u dankie, Here. Dankie my God vir u liefde, u krag en u genade, en Vader, vir elke broer en suster, vir elke persoon wat siek is vanaand, vasgevang is miskien in omstandighede, mense wat nie kan ontslae raak van nikotien nie, van alkohol nie, Here, van alle aanvalle van die vyand nie, wat huweliksprobleme het, finansiële probleme het, Here, wil ek vanaand bid en vra, Here, genees hulle, verlos hulle, breek die bande oor hulle lewens, Here, laat hulle oë, die skille van hulle oë afval, laat hulle die werklike Jesus kan aanskou en besef, Here, ons was al die jare blind en doof, ons kon nie verstaan het nie, maar Here, toe jy hulle oor oopgemaak het, en hulle oopgemaak het, toe kon hulle u sien en hulle kon u hoor, en hulle kon die woord verstaan het, Here. Ek dank u, my God, laat die woord in my hart lewe, laat die woord in my hart geopenbaar word, laat ek kan lees en verstaan dit wat u vir my sê, my God, en ek bid dit vir my broers en my susters, mag jy hulle seën, Here, mag hulle môre 'n blessing in hulle gemeente wees, Here, alles by die NG Kerk, Hervormde Kerk, die Doppers, die Pinksterkerke, alles het onder 'n doringboom, my God, waar ons by mekaar kom om u naam groot te maak, mag u naam regverdig daar word, Here. Mag die waarheid gespreek word in die naam van Jesus Christus. Here, en ek loof en prys vir u, en ek sê vir u dankie, Here. Dankie, Vader, dat die skille van ons oë af is, en ons ore geopen is, en ons hart ontvanklik is, Here. En dan wil ek vra, Here, as daar vanaand 'n broer en 'n suster sit, of 'n seun of 'n dogter, en hulle dog nie hulle harte vir u oopgemaak nie, wil hulle nie vanaand, my broer en my suster, wil u nie vanaand u hart net oopmaak en sê, Here, hier is ek. Kom maak my skoon, my God, kom woon u in my, want ek het u nodig. Here, ek het u nodig om die woord te verstaan. Ek het nodig om te besef wat in die woord van die Here staan. Here, laat my Bybel gelees kan word. Laat ek hy woord kan stikkend lees, Here. Want my God, ek verlang na u, ek het 'n behoefte om die waarheid te ken. Here, ek bid vir wysheid in elke broer en suster. Amen. Shalom my broers en susters. Mag die Here u seën, en mag u 'n seëning wees môre, en mag u werklik waar ontvang dit wat die Here vir u gee. Amen.